My soul is comfort here. Couldn't find my healing. Couldn't find my into my lungs. My soul is comfort here. Couldn't find my healing. Couldn't find my healing. Couldn't find my healing. Couldn't find my healing. You were the word at the beginning. One with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in your Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. Oh, I could stand but break us now. What a wonderful day it is. What a wonderful day it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful day it is. Nothing compares to this. What a wonderful day it is. The name of Jesus. What a wonderful day it is. The name of Jesus. The sweetest name. How good you are. Love to see you make love. Love to see you are.
Amen. Kom ons sluit hierdie oor na bid ons so. Here, terwyl ons vanoggend hierdie lied so sing, besef ek, daar's net een naam en dis die naam van Jesus Christus. Die naam bo elke naam, oor wie sal buig elke knie en elke tong sal bely dat U die koning is. Here, ons wil U vanoggend vereer in hierdie plek en ons wil U opnaam oplig en U woord verklaar, as ons U oplig, sê die al die mense moet vertrou. Dankie Here dat U vanoggend in ons midde is deur die krag van die Heilige Gees. Vader, ek ervaar dat U in ons midde is om vanoggend in ons harte te werk, Vader. Want U naam is die naam bo elke naam. Here, en U woord die koning en U behoort die mag. You have no equal, you have no rival. En vanoggend bid ek, Vader, dat U deur die teenwoordigheid tasbaar in hierdie plek sal wees, dat U verheerlik sal word, Here. En vanoggend kom ons teen die aanvegting van die vyand, Here. Om mense vanoggend siek is, Here, ons weet is winter, Vader, en ons afvegting en ons siekte, Here, maar U naam is groter as siekte. U naam is groter as omstandighede, Vader, en ons roep vanoggend die naam van Jesus uit oor elkeen wat siek is. En ons spreek genesing oor elkeen in die naam van Jesus Christus. Dankie dat U woord verklaar, deur die wonde is ons genees en deur die wonde het daar ons genesing gekom. En ons roep vanoggend die naam aan, Vader, en ons bestraf die aanvegtinge van die duiwel. Want U woord verklaar dat ons mag en ons autoriteit oor al die werke van die vyand gegee, Vader. En ons verklaar dit vanoggend nietig. En ons dank U, Vader, dat U hand van genesing op elkeen rus wat vanoggend Here genesing nodig het. Wat vanoggend 'n deurbraak nodig het, Vader, wat vanoggend nie 'n aanraking van U nodig het. Here, my gebed is dat U vanoggend sal spreek, dat U woord sal doen, die doel vir U dit gestuur het, dat dit nie sal weer terugkeer nie. Maar Here, dat U vanoggend verheerlik sal word en dat nie een vanoggend dieselfde sal uitstap as wat ons hier ingekom het. Here, dankie dat ons weet vanoggend, Here, dat U sou beheer. Vader, U woord verklaar wat U op hierdie vergader daar is in ons midde. En ek dankie dat U in ons midde vanoggend is, Here. En dat U verheerlik word. En ons loof U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Amen. Baie dankie, kan sit plek neem. Goeiemôre aan elkeen. Op hierdie koue, lekker, amper wil ek sê somersoggend. Dis my voorreg om elkeen te verwelkom en ek is dankbaar vir almal wat die koue aangedurf het om vanoggend saam met ons in die huis van die Here te kan wees. Is julle bly om hier te wees? Dis die beste plek om te wees. Ek dink baie keer aan die woorde van Dawid toe hy gesê het, ek was bly toe hulle my sê dat ons na die huis van die Here gaan. En een dag in die Here se teenwoordigheid is beter as 1000 op 'n ander plek. So dis vanoggend 'n voorreg om saam met julle te kan wees en saam die woord van die Here te kan bedien. Nou ek het vanoggend se tema, ek wil net vra dat Maurice, jy het my daai videoklip, ek het 'n videoklip wat ek graag vir julle wil wys voordat ek begin, net so van so 2 minute wat ek het, ons moet net kyk en dien as dit kan.
imagine ordering a pizza and the pizza guy showing up at your hotel room tonight? And he's got your pizza, but he doesn't have a box. He's just got it in his hand. And the cheese is oozing down all over his clothes, and it's falling all over the floor. And you don't know where that hand has been. You don't know what he's been doing with that. Come on, somebody. And can you imagine? You know the first question you would ask him if he was standing there saying, "Hi, did you order this pepperoni pizza?" The first question you would ask is, "Where is the box?" Because I was expecting the product to come in a vessel. I was expecting the product to come in a box. Well, what I want you to understand is this box is only worth 39 cents. It's not very valuable. It's just, but it takes on a tremendous importance and value because of what is placed in it. I want you to understand that, listen to me, the box does not give value to the product, it's the product that gives value to the box. We're just the vessel, and Christ is in us. And we shouldn't get puffed up when God starts using us. We're just a 39-cent box. What I'm preaching to you is you don't have to be great. You don't have to be super good looking and look like a movie star. You don't have to be super talented, but you do have to be clean and you have to be empty. And if you just be clean and be empty, God says, if you give me a vessel, I'll give you a miracle. I'll give you my all. I'll give you my purpose. I'll give you my will for your life. Dit is 'n baie praktiese voorbeeld om te besef, weet jy wat, partykeer voel ons nie goed genoeg dat God ons kan gebruik nie, of jy voel ek is te gering of ek kan nie, maar eintlik is dit gaan dit daaroor as jy beskikbaar is, God kan enigiemand gebruik. Ek meen ek dink as iemand by my huis moet opdaag met 'n pizza in sy hand sonder 'n boks, ek sou nie baie daarvan gehou het nie, want ek weet ook nie waar sou ek, maar dis wat hy sê. Dit gaan nie oor die boks nie, dit gaan oor die inhoud van die boks. En elkeen van ons moet vanoggend besef dat binne in ons is Christus. Christ in us, the hope of glory. En hy wat in jou is groter as hy wat in die wêreld is. En so 2 weke terug het ek bietjie gepraat oor ons het gepraat oor Pinkster en oor die uitstorting van die Heilige Gees. En ons gemeente is GMD, gaan maak disciples of go make disciples. En Pastor Henry praat altyd oor die koninkryk beteken een ding. Ons moet die plek word waar God regeer. Ons almal ken dit, dis in ons ingedruk die afgelope tyd, die plek te word waar God regeer. En die gedagte wat by my opkom is, ons hoor dit, maar wat beteken dit? Of hoe kom ek op 'n plek dat God kan regeer in my lewe? En wat het ek nodig om te kan funksioneer op die plek waar God wil hê ek moet die koninkryk uitbeeld? En vanoggend wil ek met jou praat oor 'n tema, hoe bly ek in die salwing en hoe wandel ek daarin? Met ander woorde, weet jy wat, as ons die woord salwing hoor, dan koppel ons baie keer goede aan, maar wat beteken die woord salwing werklik? En wat is dit? En hoe funksioneer ek daarin? En hoe is dit dat ek dit nie net een keer op 'n Sondagoggend beleef as iemand op my hande lê en ek beleef dit in die kerk nie, maar dat dit iets is wat ek konstant beleef elke dag in my lewe of konstant in dit wandel. Want dis eintlik wat moet gebeur. Sien, dis great om vanoggend hier bymekaar te kom, God se teenwoordigheid te beleef. Maar wat maak ons met dit as ons hier uitgaan? Ek dink nie een van ons stap hier uit en ons gaan na 'n plek toe en ons kom by ons werkplek en almal by ons werkplekke is gered. En almal ken die Here nie. En oral waar ons beweeg, stem nou met my saam. Dink nie almal van ons stap hier uit, weet jy wat, hierso is dit great, ons lyk wonderlik, ons is saam, ons het almal dieselfde visie, almal dieselfde hart, maar as ons hier uitbeweeg, gaan ons almal in verskillende rigtinge by jou werkplek, by jou skool, maak nie saak waar jy beweeg nie. Kom jy op 'n plek waar daar donkerte is? Is dit nie so nie? Waar mense ongered is, waar mense gekonfronteer moet word met iets. En ons dink baie keer, ek sou nie op my notas nie, maar ek wil net so uit my hart uit vanoggend met jou deel. Lig is nie nodig waar lig is nie. En duisternis bestaan eintlik net omdat daar lig afwesig is. Daar is eintlik nie 'n ding soos duisternis nie. Duisternis is net daar omdat lig afwesig is.
As jy in 'n donker vertrek 'n lig aansit, is die duisternis weg. En ons almal verwys na Matteus 28:19, na die eerste opdrag wat die Here gesê het, gaan dan julle maak disippels van alle nasies. Maar eintlik was die eerste opdrag al in Matteus 5 gewees. Toe Jesus die bergpredikasie gee, wat het hy gesê? Julle is wat? Lig en sout. Dit was die eerste opdrag. Julle is lig en julle is sout. Wat doen lig? Lig verdryf duisternis. Ons is geroep om duisternis te verdryf. En dit is eintlik die koninkryk van God, want God se koninkryk is lig. En wat daar lig is, kan daar nie duisternis wees nie. Hoe wandel ek in daai lig en hoe kry ek daai lig in my? Wat doen sout? Sout maak iets beter, is dit nie so nie? Wie van julle het al kos sonder sout op? Dis nie baie lekker nie, weet of 'n eier sonder sout geëet, dit is nie aangenaam nie. Sout maak dit beter, is dit nie so nie? Ons is geroep om dit beter te maak. Sout maak jou dors ook. Eintlik moet ons lewenstyl mense dors maak vir God se teenwoordigheid. Sout smelt ys ook. In die meeste Europese of Amerikaanse lande gebruik hulle sout en gooi dit voor hulle voor die Here en dit smelt dit die ys. Ons lewens moet eintlik mense se harte sag maak om die evangelie van God te hoor. Hulle het mense in die ou tyd betaal in 'n salaris in sout. Dis waar die gesegde vandaan kom, jy is jou sout werd. They gave people a salary in salt. Dis hoekom Jesus 'n algemene term gebruik het, want sout was baie waardevol geweest. Dit preserveer, dit beskerm en dit was ook as 'n betalingsmetode gebruik geweest. So my vraag is vanoggend, hoe kom ons daar? En eerste wil ek met jou net die inleiding deel, Efesiërs hoofstuk 4, vanaf vers 11 tot en met vers 16. Toe ek hierdie gedagte dink ek moet eers met jou vanoggend die inleiding deel, oor wat ek vanoggend met jou wil deel, en dit sê, en dit is God, het gegee, sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders, ander as leraars. En ons almal ken dit as die vyfvoudige bediening. Elkeen met 'n funksie voltooi. En God sê vir sy gemeente, ek het hierdie mense gegee aan leierskap of aan hoof van die gemeente om wat te doen. So die werk van hierdie 5 saam en van hierdie persone saam is een ding. En hier is die doel. Hier is die doel van my doel vanoggend. Pastor Henry se doel vanoggend as hy by Lewende Water spreek, van enige pastoor vanoggend of enige leraar vanoggend is dit, een doel. Om die heiliges, sê bietjie vir iemand die heiliges. Wie is die heiliges? Dis ons, is dit nie? So met ander woorde, die doel, my doel vanoggend moet wees, om die heiliges wat te doen? Toe te rus vir hulle dienswerk. Tot opbouing van die liggaam van Christus. So ek moet vanoggend, is my doel, en ek het 'n vriend gehad wat my geleer het en wat my gesê het, een ding gesê het, as mense nie meer lief is vir Jesus nadat jy bedien het nie, het ek nie vanoggend geslaag nie. Jy moet meer verlief wees op Jesus vanoggend as jy uitstap as voordat jy ingekom het. Dan het ek geslaag vanoggend. Daar's 'n koortjie wat ons altyd gesing het. I keep falling in love with him over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Dis wat ons moet smaak. So met ander woorde, my werk vanoggend is om jou toe te rus totdat ons almal kom. Met ander woorde, almal kom tot die eenheid van die geloof, vers 12, en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. So met ander woorde, Christus, die doel moet wees vanoggend, om die volle mate van Christus in ons lewe te laat opkom. Want ek dink dis waar ons geoordeel nou geword. Tot op watter mate is Christus se karakter in my en u lewe gevorm? En wat beteken Christus? Gesalfde een, is dit nie? So met ander woorde, dis die doel, is om te kry dat Christus se gestalte, Christus se karakter tot volle ontwikkeling in elkeen van ons kan kom. Dat waar ons beweeg, mense Christus raak sien. Verstaan jy? Dit mense nie ons raak sien nie, maar dit hulle beleef. Is amper so môre as hulle in jou teenwoordigheid kom en sê as ek het iets van Jesus beleef. As hulle my teenwoordigheid kom, verstaan, maar dan het ons sout geword. Want die Bybel sê as ons sout laf geword het, kan jy dit niks meer doen nie. Die vraag wat ek altyd myself afvra en mense afvra is, verlaat mense ons teenwoordigheid beter as voor die tyd? By hulle wat hulle by aangekom het. Indien nie, is my vraag, is ons nog sout en lig? Dis die vraag volg. En dis die uitdaging volg. Sodat ons nie meer heen en weer, soos kinders, geslinger word, gedryf deur die wind van lering, deur bedreery wat mense deur sleeheid, om lustigheid of dwaaling te bring. Kan ek eerlik sê, dat waar die woord, ek wil amper sê solid gepreek word, gaan baie min mense maklik kan verwyder word van die waarheid. Maar omdat daar vandag soveel goed is, en daar nie die waarheid van die Christus, of die waarheid van Christus verkondig word, nie raak mense
teen mekaar en raak mense vallig. Want elke tweede ou op YouTube het nou 'n video, en elke ou op Facebook het nou 'n video, en elke ou is 'n pastoor. Ek sê nie is verkeerd nie, wat ek sê is hou by die fondasie van die woord. Christus se karakter moet in ons lewe gevorm word om 'n verskil aan die buitekant te maak. Dis die doel. En ons moenie daai doel voor oë verloor nie, want dan is ons 'n ware disipel. So ons sleutelvers vanoggend, dit was my net inleiding, is Jesaja hoofstuk 10 vers 27. En in die dag sal sy las afgly van jou skouer en sy juk van jou nek, en die juk sal tot niet raak vanweë die vettigheid. Nou die een vertaling sê die juk sal vernietig word vanweë die salwing. Nou wie weet dat as jy iets in olie doop of iets, as iets in olie geraak kan, as dit baie glibberig. Jy kan nie regtig aan dit vashou nie. Stem jy met my saam? Ek weet ons as jy daar by die huis sit as 'n man en jy het 'n skroef wat bietjie vassit, haal jy gou wat, die Q20. Jy spuit hom by daai Q20 en wat jy wil hê daai skroef moet loskom, daai skroef moet funksioneer. Verstaan jy wat? So met ander woorde wat dit eintlik sê is as hy praat van die vettigheid van die olie, dan beteken dit 'n juk gly af op olie want dit kan nie vas staan. So as ek en u gesalf is en ons dra die teenwoordigheid van God, gaan die duiwel eintlik nie baie maklik hou vas op ons lewe kan kry. Dis eintlik want 'n juk kan nie bly waar die vettigheid en waar die olie is. Wanneer ons oor die salwing praat, en soos die salwing is hier, of ek het die salwing beleef, het jy al gehoor, mense sê ek het die salwing beleef, ek het die salwing gesien, ek het die salwing ervaar. Wanneer baie mense oor die salwing praat, dink baie mense aan 'n kragtige diens, 'n wonderwerk, 'n profesie of 'n manifestasie van die Heilige Gees. Maar die grootste uitdaging is nie net om die salwing een keer te ervaar. Dis nie die uitdaging nie. Dit is om voortdurend daarin te bly en om daagliks daarin te wandel. In Jesaja 10 sien ons hoe God beloof dat sy volk van onderdrukking sal bevry, met ander woorde van slawerny kan bevry. Die juk word nie vernietig deur menslike krag nie, maar deur die salwing van God. Sagaria sê dis nie deur krag of deur geweld nie, maar wat? Deur die Gees van God. So jukke en slawerny en alles word net gebreek deur die salwing en die teenwoordigheid van God. En ek dink persoonlik vandag baie mense lewe ver benede dit wat God wil in ons lewe gee. Ons is veronderstel om in oorwinning te kan leef, kragtig te wees in God en in sy salwing te kan beweeg. Maar ons lewe ver benede daai verbondsreg. En ek dink nou daaraan. Koning Dawid toe hy voor Goliat staan. Toe Dawid op die oorlogstoneel aankom en Goliat skree, wat sy eerste woorde gewees: "Wie is hierdie onbesnede Filistyn? En wie gee hom die reg om die kinders van God uit te daag?" Wat eintlik gesê is: "Wie is hierdie man wat nie 'n verbond met God het nie? En wie gee hom die reg om te staan?" Verstaan nie, want bestydenis was 'n teken van die verbond. Hy sê: "Wie is hierdie onbesnede Filistyn wat hier voor my staan?" Hy sê eintlik, hy het nie die reg om te staan want hy het nie 'n verbond met God gehad. En as ons die verbondsreg as kinders van God begin verstaan, dan kan ons begin in oorwinning leef en begin in oorwinning wandel, want ons is verbondskinders van God. So hier is net so 'n paar stappe wat ek jou vanoggend wil deurvat. Nommer 1, as jy in die salwing wil bly en in die salwing wil wandel, bly naby aan die salwer en nie net die salwing. Bly naby aan die salwer en nie net aan die salwing. Die fokus van baie gelowiges is krag. Ek wil krag hê, ek wil wandel in wonderwerke, ek wil al die goed hê. Maar die fokus van God is verhouding. Ons moet begin pas op dat ons nie meer herlewing soek as die een wat herlewing gee nie. Ons soek herlewing, dis waar en dis goed, maar dit begin by iemand en dit begin by God. We need to seek God. Johannes 15 vers 5 sê, en ons almal ken dit, ek is die wynstok. Hy sê hierso, ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Psalm 92 vers 11 sê, ek is met vars vreugdeolie gesalf. Vars olie kom uit gedurende gemeenskap. 'n praktiese toepassing vir my en u om vandag in die salwing te leef is eintlik, begin elke dag met aanbidding. Lees die woord voordat jy jou multimedia oopmaak. Ek dink baie van ons is baie keer gelyk in die foon, dis eerste, weet, en as niks fout daarmee nie, maar begin jou dag eerder om die woord te maak. Ek sê altyd die koerant het vandag se nuus, die Bybel het môre se nuus. Maak tyd
vir stil wees voor God. Ek het al baie keer gewonder, weet in verhoudings, as daar net een is wat praat. En die ander een bly net heeltyd stil, weet, ek kan nie sien hoe kan dit 'n verhouding wees nie, verstaan? 'n Verhouding is tweeledig, is dit nie so nie. Daar moet twee partye wees wat met mekaar praat. En ek dink baie keer ons gebedslewe is hardloop in, ek bid, ek stap uit, maar wanneer het ons stil geword? Toegelaat dat God met jou praat. En in ons besige lewe wil ek ons elkeen nog uitdaag om te sê, net 'n oomblik bietjie stil te word. Die Bybel sê wees stil en weet dat ek God is. So ons moet stil raak, kans gee vir God om met ons te praat. 'n Lamp kan nie brand sonder voortdurende toevoer van olie nie. Net so kan nie en ek nie op gister se ervaring leef. Smith Wigglesworth het gesê, as ek vandag op dieselfde vlak is soos wat ek gister was in my geestelike lewe, het ek gebackslide. Daar moet voortdurende groei wees. So die eerste een is, bly naby aan God, wandel naby aan die salwing. Tweede punt is met die salwing bly. Wandel in gehoorsaamheid. Wandel in gehoorsaamheid. Aan die ander woord, ek wil dit eintlik so prakties stel. Word 'n dader van die woord en nie net 'n hoorder. Baie mense hoor die woord, maar hulle gaan nooit uit en pas dit in hulle lewe toe. So ons moet nie net 'n hoorder wees, ons moet 'n dader van die woord word. God vertrou sy salwing aan gehoorsame mense. Die Heilige Gees word bedroef wanneer ons ongehoorsaam leef. Nou in 1 Samuel 15 sê dit die volgende. Hy sê, of jy lees wat sê hy so. Daarop sê Samuel vir Saul, wat die eerste koning van Israel was, sê vir hom, het die Here behaag op brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as 'n slagoffer en om te luister is beter as die vet van ramme. God wil hê en ek moet in gehoorsaamheid wandel. En die interessante ding vir my is koning Saul en koning Dawid se sondes as dit met mekaar vergelyk. Sondes kan dit nie met mekaar vergelyk nie, maar Saul was net ongehoorsaam in die opdrag van God, en God het sy koninkryk van hom weggevat. Dawid het oorspel gepleeg, egbreek, hy het al baie dinge gedoen, maar hy het een ding gehad, hy het 'n hart, en hy het 'n hoorseeper gehad, en hy kon sy sonde bely. As jy gaan lees oor koning Saul, toe hy gekonfronteer word oor sy sonde, toe hy mense meer lief gehad, en die aansien van mense meer lief gehad, as wat hy God lief gehad het. Want die aansien van mense was van belangriker as die aansien van God. So partykeer gaan ons gekonfronteer word oor sekere goed in ons lewe. Die vraag is God se aansien vir jou meer werd as die aansien van mense? En dis hoekom God sy koningskap van hom weggevat het. As hy kon repent het, ek sê, Here, ek's jammer, so God sy koninkryk dalk verstel het. Maar hy kon nie. God het dit van hom weggevat. Die vraag wat ek vir vanoggend wil vra is, Efesiërs 4 vers 30, bedroef die Heilige Gees van God nie. Ons almal dink, weet jy wat die Heilige Gees is 'n krag, of dis, ek weet nie wat jy dit beskryf nie, maar die Heilige Gees is 'n persoon. Dis die derde persoon in die Godheid. Die Heilige Gees is God. Die Heilige Gees is heilig. En hy woon in een in my, en hy kan bedroef word. Beteken nie ons verloor ons redding nie, beteken nie, maar as ons hom bedroef, dan beteken dit die salwing, die teenwoordigheid van God is besig van ons weg te gaan. En hoe gaan dit weg? En hierdie was op my einde toe ek het gelees het, toe glo my ek dink ek val baie keer in hierdie opsigte, maar ek probeer. Wie stem saam met my, ons probeer. Niemand van ons is heilig nie. Ek dink nie ons is engele met klerkies nie, daar was ons nie vandag hier gewees nie. Niemand van ons is perfek nie. Niemand van ons kan perfek wees nie. Daar was een wat perfek was, en dis Jesus Christus. Maar ons strewe daarna. My grootste strewe is om te wees soos wat hy was. Gaan ek foute maak in die proses? Definitief. Ek is 'n mens, maar ek moet strewe na dit. Hoor wat sê Efesiërs 4. Vers 30. Bedroef die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Bedroef die Gees van God. Hoe word die Heilige Gees bedroef? Laat daar geen vuil woord uit jou mond gaan. Net 'n woord wat goed is vir stigting, sodat dit genade kan gee wat die woord hoor. Geen vuil woord. En ja. Ek weet nie van julle nie, maar ek is nog nie daar nie. Ons almal. Dan sê hy, alle bitterheid, woede, toorn, geskreeu, laster, moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Ja, ek dink baie keer weet as jy weet in die verkeer,
kom al hierdie goed daarom al lelik uit, as jy in die verkeer en jy is frustreerd, verstaan, jy weet, maar wat ek sê is, baie keer sal die Here met jou goed in jou lewe begin deel. En ek het eendag vir Here gevra, Here, ek wil ook in die dimensie kom van 'n Petrus, van die disippels, waar U my so gebruik dat my skaduwee siektes kan genees en alles. En weet jy wat, en ek bid en ek vas, ek soek die Here, en al wat die Here my vra is, wat is jy bereid om op te gee? Ek sê, Here, maar ek het al dit, ek het dit. Here sê vir my, hier's nog 'n klomp goedjies in jou lewe wat nie in plek is nie, voordat jy daar kom. Stadig maar seker, is al goed in jou lewe. En ek sien 'n prentjie van 'n tuinslang, ons almal ken 'n tuinslang. Almal weet hoe werk dit. Klap hom by die kraan, jy draai die kraan oop, die water vloei, jy wil die kar was, jy wil jou tuin nat maak. Maar jy het al gesien as die kraan oopdraai, en jy kom op by die punt en hier's nie water nie, wonder jy wat gaan, kyk jy terug sien maar hier's 'n knop. Jy moet eers terugloop en jy moet die knops gaan uithaal, of hy spuit of hy sulke gaatjies en dan spuit hy oral uit. Want weet die water kom uit, eers moet die knop reggemaak word en jy moet al die gaatjies toestop sodat die vloei van die water kan uitkom waar dit uitkom. Dis net wat gaan. Een ek, die tuinslang. Die water vloei, moet jy ons vloei. Die sterkte wat aan die ander kant uitkom, word totaal weer wat? Hoe skoon die tuinslang is. Dis eintlik waar dit gaan. En die doel is God wil die wêreld bereik, maar hy soek skoon, dis daai pizza boks van. Empty and clean. Verstaan? Leeg en skoon. Jy gaan nie 'n pizza boks, jy gaan nie 'n pizza in 'n vuil boks sit. En God wil skoon en rein en heilige mense hê, sodat sy krag kan beweeg. Die water vloei, die water is nog altyd daar. God het die Heilige Gees sonder maat vir elkeen gegee. God gee nie vir nie meer van sy Heilige Gees wat hy dalk het vir Morney of vir Quintus mag gee. Hy gee vir elkeen dieselfde maat. Die Bybel sê God het vir elkeen dieselfde mate van geloof gegee. Hoekom is hulle party net so op 'n hoër vlak as ander? Hulle het met dit geboeker, hulle het met dit gewerk, hulle het dit toegepas, hulle het die woord van God gebruik en daarmee gewerk. Want God is nie 'n aannemer van 'n persoon nie. Hy gee vir elkeen dieselfde maat. Die vraag is hoe honger is u en ek vir dit om dit te laat vloei deur ons lewe en om op te gee dit wat ons moet opgee, sodat ons die werking van God se Gees kan kry. Is al sonde. Vra gereeld, is al sonde wat ek moet bely. Een van die grootste oorsake hoekom die salwing gestop word of ons nie kan wandel in oorwinning nie, onvergifnis. Ons sit met bitterheid en haat in ons lewe. Ons hou grudges. Dit hou ons vas. Iemand het 'n pastoor wat vir ons Bybelse opleiding gegee het, hierdie vraag vir my gevra en dit het my baie getref. Hy het gesê, wat is 'n groter wonderwerk? 'n Persoon wat uit 'n reistoel uit opstaan of 'n persoon wat verlos word van sy onvergewensgesindheid? Ons sal sê die ou wat uit 'n reistoel opstaan, dis 'n groot wonderwerk. Maar weet jy wat, 'n ou in 'n reistoel kan na hemel toe gaan, want dis vleeslik. Maar 'n ou met onvergewensgesindheid, God sê kan jou nie vergewe nie. Which one is bigger? Wat een is groter? En baie keer sit ons met geestelike toestande in ons en ons sit met bitterheid in ons hart, want ons fokus op die goed, maar ons hartskondisie vir God is nie reg. Ons wil die salwing hê, ons wil die vloei hê, ons wil hê Here red die wêreld. Maar ek is nie in my hart skoon en rein en heilig vir God. Is daar iets wat God vir jou gesê het wat jy moet doen wat jy nog nie gedoen het? Miskien wil die Here met iets en weet jy wat, maar jy stel uit en jy stel uit en jy stel uit. Miskien wil die Here vanoggend jy moet 'n bietjie stil word en gehoorsaam word aan dit wat God vir jou sê. Die twee loop hand in hand, wandel in gehoorsaamheid in heilige lewe. Heiligheid beteken nie volmaaktheid nie, dit beteken om afgesonder te wees. 1 Petrus 1 vers 15 en 16 sê, wees heilig want ek is heilig. Ek wil vir jou lees wat sê 1 Timoteus 1 Petrus 15 en 16. 1 Petrus 15 en 16. Maar soos wat hy julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Joh. Hy sê nie net 'n gedeelte nie, hy sê nie wanneer jy so vol nie, hy sê nie wanneer hy sê dit tref my. Maar soos wat hy julle geroep het heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig wees. Weet jy wat sien ek doen ons as mens? Ek is ook daar. Here, in hierdie area van my lewe kan nie vat, maar asseblief net nie vat. Ons het boksies. En ons sê, I surrender all. So ek merk jy wat ons almal sê, maar is alles vanoggend werklik my die alles of is ek is selektief oor watter area ek vir God gee. En die mate van my toewyding en die mate van my oorgewing is die mate wat God se krag in my lewe gaan werk. En die mate wat ek gaan opoffer om te sê, Here, ek gee alles. Dis alles of niks. Maar ons maak so, ek is ook so. Here, ek kan nie vat met my geld vat. Of weet wil net hier vat, wil nie daar vat nie. Ons het gereserveerde areas waar ons selektief is. Nou dink ek ons sing 'n liedjie van koning van my hart, koning van my lewe.
Is God werklik die koning vanoggend van my en u hart? Dis 'n vraag. Dis 'n vraag vir my ook. Wees versigtig. Praktiese toepassing. Waarna ons kyk, wat ons luister, met wie jy jouself omring. Die atmosfeer waarin jy leef beïnvloed die salwing op jou lewe. Weet jy dat toe Saul om met die profete omring te begin hy profeteer. Toe hy met profete omring te begin hy profeteer. Gaan met die wyses om sy spreuke en jy word wys. Meng jou met die semels en die vark eet jou, verstaan jy? So dit waarmee jy meng is dit waarmee jy gaan groei, is dit waartoe jou pad is. Ons verloor nie ons redding deur elke fout nie, maar sonde beïnvloed tot sensitiwiteit vir die stem van die Heilige Gees. Maar toe ek nou oor hierdie dink, en ek sit net so 'n bietjie en dink oor, hoe gaan ons die wêreld dan bereik? As ons sê ons moet net onsself met die regte mense omring. Hoe gaan ons die wêreld bereik as ons net onsself isoleer van die wêreld en ons omring onsself net? Jy verstaan die konsep wat ek vanoggend vir jou sê. As ons onsself net omring met hierdie mense, hoe gaan ons die wêreld bereik? Want die Fariseërs kom by Jesus en hulle sê vir Jesus, of hulle vra vir Jesus se disippels, waar is julle meester? En hulle sê hulle weet nie, maar hulle sê hulle het hom gesien saam met die wynsuipers en die prostituie. Hulle sê hulle weet, hulle het hom saam met hierdie gesien. Maar Jesus sê dan, weet, maar hier word ons nou, ek moet afgesonder wees, ek moet myself omring met die regte goed, maar Jesus was saam met daai mense gewees. En wat was Jesus se woorde gewees? Die wat gesond is, het die dokter nie nodig nie. Maar die wat siek is, het die dokter nodig. So daar's 'n verskil vanoggend teenoor separation en isolation. Jesus was totaal afgesonder vir sy roeping, vir dit wat vir God hom geroep het, maar hy het homself nie geïsoleer van mense wat hom nodig gehad. Hoor jy wat ek sê? Hoor mooi, hy was afgesonder vir sy roeping met God, maar hy het homself nie so geïsoleer dat hy nie die wêreld kan bereik, want as ek myself kan isoleer, hoe gaan ons die wêreld bereik as ons van die lig is? Ons gaan hulle nooit kan bereik nie. Met ander woorde, Jesus het met sy teenwoordigheid in die salwing van God se Gees wat hy gehad het, hulle opgetrek na sy vlak. Dis eintlik wat ek nie is om die wêreld en die mense wat siek is of wat stikkend is en gebroken is op te tel tot 'n vlak waar hulle gerestoreer kan word. En dis wat hy gedoen het. So hy was afgesonder in sy roeping vir God. Heilig, perfekte mens. Maar hy het homself ook nie geïsoleer van hom. Ek sê nie dalk ons moet in 'n nightclub gaan rondom en dis die wêreld rondom dit te gaan red. Dis nie wat ek sê nie. Wat ek sê is ons kan nie onsself isoleer van die wêreld op uitdruk. Want soos ek nou in die begin gesê het, ons almal beweeg op plekke waar iemand God nodig het. Ek werk in die bankwees. Glo my, daar's baie mense wat God nodig het en waar dit donker is. En God het my dalk daar gesit. Partykeer worstel ek, partykeer 2 keer, wat maak ek hier? Ek elke dag worstel. En God het my daar geplaas. God het jou daar geplaas. God het jou daar gesit sodat jy 'n verskil moet maak in iemand se lewe. Afgesonder, maar nie geïsoleer nie. Bou 'n lewe van gebed en vas. So dis gehoorsaamheid, heiligheid en dan bou 'n lewe van gebed en vas. Ek het gehoor van John Wesley. Die Wesley, ek dink is die Methodiste. Dit wat hy begin het. Hulle sê hulle stel nie 'n pastoor orden in hulle genootskap wat nie ten minste 2 dae 'n week vas en bid op God se. Ek gaan net 'n baadjie uittrek. Ek hoor hy raas so 'n bietjie op die mikrofoon. So hulle het gesê, hy het gesê ek sal niemand aanstel wat nie vas en bid nie. En wat my tref is in Matteus te sê Jesus, wanneer jy vas en bid, nie as jy vas en bid, wanneer. So met ander woorde, vas en bid moet eintlik 'n gereelde leefstyl wees by elke mens. En op 'n stadium in my lewe, ek weet ek het 'n bietjie gesluit, het ek 1 dag in 'n week probeer om te sê ek vas 'n dag, 1 dag in 'n week. Doen dit miskien nou nog nie, en dis 'n persoonlike ding tussen jou en God. Ek sê nie met 1 keer 'n week nie, ek sê nie wat ek kan nie, maar partykeer nou. Deurbraak in my lewe kom baie keer op 'n plek as met vas en gebed. Hoor wat ek sê, vas en gebed bring deurbraak. Maar jy moenie net vas en bid om te dink ek kan God manipuleer nie, want vas kan nie God manipuleer om vir iets te doen. Vas beteken ek wil nader aan God kom sodat ek sy stem kan hoor, sodat ek kan hoor wat is sy doel en sy roeping vir my lewe. So vas is nie noodwendig ek gaan nou dink ek kan die Here manipuleer nie, want niemand kan God manipuleer nie. Maar vas en gebed kruisig my vlees sodat ek God se stem duideliker in my lewe kan hoor en dat ek 'n skoon instrument in sy hand kan wees. En ek wil vir jou lees wat gebeur in Lukas hoofstuk in Matteus hoofstuk 17. Matteus hoofstuk 17. 'n maandsieke kind word gesond gemaak.
ek gaan lees vanaf vers 17, Matteus 17 vanaf vers 17. Toe antwoord Jesus en sê: O ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal ek by julle wees en hoe lank sal ek julle verdra? Bring hom hier na my toe. Met ander woorde, die disippels bring 'n kind wat maandsiek was, en vandag se terme sal ons praat van iemand wat dalk epilepsie het. Dis eintlik wat hulle van praat. Weet 'n maandsiek kind, met ander woorde iemand wat leef met styftrekking vir iemand wat siek is. Die disippels kon hom nie gesond maak nie, niemand kan hom gesond kry nie, en Jesus sê vir hierdie woorde. Vers 18, daarop bestraf Jesus hom en die duiwel het van hom uitgegaan. En die seun het gesond geword van daardie uur af. Toe kom die disippels na Jesus afsonderlik en sê: Waarom kon ons hom nie uitdryf nie? En onthou, nou moet jy voorhou weet, Jesus het hulle mag oor alles gegee, maar hulle kon hom nie uitdryf nie. Jesus het dan hulle mag en autoriteit gegee. Maar hier sê hy vir hulle: deur julle ongeloof. Want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof soos 'n mosterdsaad het, soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê: gaan weg hiervandaan daarna toe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. En baie interessant, as jy ek lees uit die 33 vertaling. As jy baie van die nuwe vertalings lees en van die nuwe vertalings van 83 op, is hierdie vers 21 nie daar nie. Is uitgelaat. Nou hoor wat sê vers 21. Maar hierdie geslag gaan net uit behalwe deur vas en gebed. Hierdie geslag. Met ander woorde, Jesus sê daar's sekere bindings en sekere goed wat net gaan deurbreek as ons wat doen? Vas en bid. En baie keer is daar strongholds in ons lewe wat gebreek moet word, en dit gaan baie keer net gedoen word deur vas en gebed. En ek sien dit tweeledig. Vas en bid sou hulle dik gedoen het, maar die ander kant is ek kan ook nie uitgaan en effektief wees. Hierdie geslag, ek sien dit as tweeledig. Jesus sê eintlik vir hierdie geslag, dan oor ons, kan ook nie uitgaan sonder om te vas en bid nie. Maar daar sekere bindings, dit sekere goed in my lewe wat ook nie gebreek kan word sonder vas en gebed. Dis tweeledig. Hierdie geslag. Ons is 'n geslag, ons is 'n mensdom. Ek wil amper sê, partykeer moet ons geestelike leier bietjie los en sê, Here, ek gaan die kos bietjie eenkant toe skuif en ek gaan bietjie tyd maak. Want ek wil God se aangesig sien. Ek wil die salwing van God se gees in my lewe beleef. Ek weet nie vanoggend wat is jou deurbraak, wat het jy nodig, maar partykeer moet ons dalk ernstig raak. In die week dink ek, Here, ek soek soveel van die krag en heerlikheid, en die Here sê vir my, ek dink nie jy het al genoeg, jy is desperaat genoeg. Iemand wat desperaat is, sal alles doen. Is dit nie so nie? 'n desperate mens doen enige ding om iets te kry wat hy wil hê. Raak ons desperaat genoeg. So, lewe van vas en gebed. Weet jy wat 'n interessante ding? Die disippels het nooit vir die Here Jesus gevra, leer ons om duiwels uit te dryf. Leer ons om te preek, leer ons om te doen. Hulle het gevra, leer ons bid. Hulle het nie van enige ander vraag gevra, hy het vir hulle gesê, hulle het hom gevra, leer ons om te bid. Want as jy in gebed is 'n verhouding met God, kom die res eintlik outomaties. Ontwikkel 'n daaglikse gebed gereelde vas, tyd om te luister, nie net te praat nie. Gebed hou jou gekoppel aan die bron van die salwing. Volgende punt, bly onder goddelike gesag. In Jesaja 10 word die juk van die vyand vernietig, omdat God se gesag groter is. God werk deur orde. Hebreërs 13 vers 17. Hebreërs 13 vers 17. En dis baie belangrik. Ek dink baie mense wil op hulle eie gesag staan, baie mense wil nie onder gesag staan nie, baie mense kan nie weet nie regtig hoe gesag funksioneer nie. En omdat hulle nie onder gesag kan staan nie, raak dit 'n probleem. En Hebreërs 13 vers 17 sê: Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig. Pastor Henry is ons voorganger. Hy is ons leier. Hy is die ene. Hy is ons voorganger, hy is ons leier. Hy sê: Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie met alsigtende nie, want dit is nie vir julle nuttig nie. Met ander woorde, wees gehoorsaam, wees onderdanig, dien, want hy waak vir jou siel, want hy moet rekenskap daaroor gee. Verstaan jy die belangrikheid daarvan, om onder gesag te kan staan en onder gesag te kan submit? Romeine 13 vers 1. Romeine 13 vers 1 sê: Laat elke mens hom onderworp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar's geen mag behalwe van God nie, die wat daar is deur God ingestel, sodat hy hom wat teen die mag versit, die instelling van God weerstaan, en dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. Nou, ek wil nou nie praat uitwendig oor die land vanoggend nie, ek wil praat oor geestelike gesag.
Want oor die land kan ons, daaroor kan ons baie praat, maar ek wil vanoggend praat oor geestelike gesag waaronder God my en jou geplaas het, om te submit onder geestelike gesag. Praktiese toepassing as jy onder die salwing wil bly. Eer geestelike leiers, wees leerbaar. Vermy rebellie en onafhanklikheid. Die salwing vloei dikwels deur die kanaal van gesag. Ek kan onthou, maar jy was hierdie aand toe ons die Pinksterbidtiere gehad het, daai Vrydag aand, toe die salwing en die heerlikheid so op Pastor Henry hier gekom het, dat ek weet nie of jy iets wil share wat jy daar beleef en ervaar het, maar dit was iets wat my getref het. Ek het eintlik bang geword op 'n stadium. Dit was eintlik scary, ekskuus, wat hy gesê wat uitgekom het en jy dis iets wat jy moet beleef. Ja, die wat nie was, weet jy wat nou, hy het so in die gees gebid, dat het my gevoel hy's weggevoer in die hemel. Jy het dit gevoel, en soos wat hy bid in die gees, dan begin hy die uitleg gee. Julle was ook hier gewees, wat het julle beleef en ervaar? Dit was kragtig. Vir my persoonlik was dit 'n kragtiger. Ja, dis waar ons gepraat, weet jy wat, Pastor Henry was so in die gees weggevoer, dat dit regtig gevoel asof hy op 'n ander plek gedoen. Ja, en weet jy wat, nou, jy kan kyk in sy gebedstyd en dit wat hy het, weet jy wat, in die psalm wat hy dra, vir herlewing. En ons kan almal leer van dit, die toewyding, die passie. En dis hoekom met my hart is ook vanoggend om te sê, Here, help my om daar te kom. Maar hoor wat hy die stelling moet maak, die salwing vloei dikwels deur die kanaal van gesag. Die salwing vloei deur die kanaal van gesag. En as ons kan submit, my salwing kom nie van Pastor Henry af nie, maar die feit dat ek kan submit onder hom, maak dat ek assosieer met dit en dit kom na my toe. Hoor jy wat ek sê? Dis hoekom dit belangrik is. Dien ander. Een van die beste maniere hoe jy die salwing kan maintain op jou lewe, is dien ander met nederigheid. Dien ander met nederigheid. Die doel van die salwing is nie status nie, maar diens. Baie mense wil salwing op hulle lewe, weet jy wat, want hulle wil mense impress of mense beïndruk. Dit gaan nie oor mense beïndruk nie. Die salwing van God se gees is doelgerig. En ek gaan dit vir jou wys. Die salwing is doelgerig, dis taakgerig. En ek kan dit vir jou in 2 skrifte bewys en dan gaan ons gou. Jesaja 61. Jesaja hoofstuk 61. Sê die volgende. Jesaja 61 en dan Lukas 4:18. So jy kan jou vingers by al twee hou. Lukas 4 vers 18 en Jesaja 61. Ek wil vir jou lees. Jesaja 61 profeteer van Jesus en hy sê: Die gees van die Here is op my. Jesaja profeteer van Jesus. Hy sê die gees van die Here is op my omdat hy my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenes, om uit te roep 'n jaar van die welbehae van die Here en 'n dag van die wraak van ons God, om al die treurendes te troos, om vir die treurendes in Sion te beskik dat hulle gegee word sieraad vir as, vreugde oor die vertreurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees, sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. So ons sien hier sodat die salwing, hy sê die gees van die Here het om met hom gesalf het om wat te doen? Vrylating te bring vir gevangenes, om geboeides vry te maak, om restaurasie te bring. Salwing is doelgerig, staakgerig. Hy profeteer van Jesus, Lukas 4:18. Jesus staan in die tempel in vers 17. En hy die boek van Jesaja is aan hom oorhandig en hy die boek oopgemaak in die plek waar daar geskrywe is: Die gees van die Here is op my. Omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. My gestuur het om die verbruisel van hart te genees, om die gevangenes 'n vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Presies soos wat dit daar gestaan het is dit. Die salwing van God is doelgerig en taakgerig vir een ding, vrymaking, om mense vry te kry. Dis wat dit is. En elke een van ons het 'n verskillende roeping. Jy is ook nie geroep om hier voor te staan. Jy dalk 'n roeping as 'n prokureur, 'n dokter, ek weet nie. Elkeen het 'n ander roeping. Elkeen het 'n ander taak en ons kan nie almal dieselfde wees nie, maar in jou taak en in jou roeping moet God jou so salf dat jy kan funksioneer in dit om mense daar waar jy is vry te maak. En dis wat
Ek wil vir jou lees wat sê in Markus hoofstuk 10 vers 45. Markus 10:45. Onthou ons praat oor diensbaarheid. Markus 10 vers 45. Want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie. Nou as daar iemand is wat moes gedien geword het, was dit hy. Stem jy saam met my? Hy was die seun van God, hy was almagtig. Wat het Jesus gedoen? Hy het sy disippels se voete gewas. Petrus sê toe, Here, sommer nie net my voete nie, was sommer my hele lyf ook, jy weet, en dit was 'n groot wat, maar dink daaraan, die seun van God ontledig hom, en hy word 'n diensknegt, en hy was die skepsel se voete. Maar ons wil aansien, ons wil status hê, ons wil eer hê. Ek wil tog net 'n titel hê. Dit gaan nie oor 'n titel nie, dit gaan nie oor aansien nie, dit gaan oor maak ek 'n verskil met dit wat God my gegee het, maar ons wil daai goed. Ek wil jou lees Filippense en ek wil dit vir die boodskap Bybel lees. Ek weet baie mense sê weet jy moet nie die nuwe vertalings lees of nie, maar ek wil vir die boodskap Bybel lees. In Filippense hoofstuk. Hierdie is my altyd die mooiste stuk as ek dit lees en ek gebruik dit altyd op troues. As ek troues doen dan lees ek vir die kappel hierdie. En ek sê altyd vir hulle gaan plak dit op jou yskas, gaan plak dit op jou deur en jy sal 'n suksesvolle huwelik hê. En dit gaan alles oor diensbaarheid, alles oor diensbaarheid. En ek probeer altyd my dogtertjie leer, ons is geroep om een en om mense te help. Dis al wat ek wil sê. Ons is geroep om mense te help. Probeer dit leer. Volg Jesus se voorbeeld. Filippense hoofstuk 2. Nou dit gaan nie noodwendig jy sal in jou Bybel lees nie, maar ek wil dit vir jou lees in hedendaagse Afrikaans in die boodskap Bybel. As julle Christendom vir julle enigiets beteken, as julle liefde vir mekaar julle deur moeilike tye gedra het, as die teenwoordigheid van die Gees enige verskil in julle lewe gemaak het, as julle wil weet wat dit beteken om iets vir mekaar te voel, om vir mekaar om te gee, dan wil ek julle groot guns vra. So Paulus skryf, hulle sê, luister, ek wil vir julle groot guns vra, dan sê hy die volgende. Moenie gedurig met mekaar stry en beklei nie. Klink amper soos 'n huwelik, né? Moenie gedurig met mekaar stry en beklei nie. Konsentreer liewer op die dinge waar julle saamstem. Wees lojaal teenoor mekaar. Voel saam, streef saam, doen saam. Die Bybel sê waar daar eenheid is, gebied God sy seën, is dit nie so nie? As jy eenheid in 'n gemeente en eenheid in jou huwelik, wees lojaal, voel saam, doen saam, streef saam. Ek sê altyd, die eerste ding wat teenwoordig is in 'n span, ons is 'n span nie, stem julle saam. In 'n huwelik is dit ook 'n spanwerk, stem julle met my saam. Die eerste ding wat teenwoordig is om 'n span suksesvol te maak is, boonbehalwe die respek, loyaliteit, alles, hulle moet dieselfde visie hê. You need to have the same vision. Hoor mooi wat ek sê. En ek dink altyd aan rugby. As Rassie Erasmus 'n rugby span moet kies, né, en hy het hulle almal daar. Hulle weet voor die tyd voordat hulle baie veld stap wat elkeen moet doen. Van nommer 1 tot by nommer 23. Hulle elkeen weet wat om doen. Kan jy dink as hulle baie veld stap en elkeen doen sy eie ding? Jare terug het dit so gelyk voordat hy oorgeneem het, maar hulle weet nou. Hulle is 2 wêreldkampioene in 'n ry. Weet jy hoekom? Want hulle het almal een mindset. Hulle voel saam, hulle streef saam, hulle doen saam. Ek het 'n artikel gelees wat gesê het Rassie Erasmus het reg gekry, daai span, hulle speel vir mekaar. Hulle speel vir mekaar. Nie vir my eie eer nie, nie vir my eie glorie nie, hulle speel vir mekaar. Die een is belangriker as my ego. Dis hoekom jy nou worry nie as hy aanhou vandag speel in my plek nie, want ek weet, ek doen dit ten beste van die span, tot voordeel van die span. En dis diensbaarheid, hy het dit reg gekry. Dis presies dieselfde. Voel saam, streef saam, doen saam. Dan sê hy, as julle dit doen, sal julle my regtig bly maak. En ek dink hier is die siekte van ons dag. Moenie net aan jouself dink of heeltyd aandag soek nie. Yes. Moenie net heeltyd aan jouself dink nie. Ek noem ons die threesome, die unholy threesome, me, myself en I. Het gaan net oor ons 3. Me, myself en I, alles is ek. En ek probeer my dogter ook leer, ek sê, weet jy wat, die lewe gaan nie net oor jou. Lewe uitwaarts. As jy die salwing van God op die lewe het, kyk bietjie uitwaarts in plaas van binne toe. Ons is so gefokus op ons eie omstandighede, op ons eie goed, dat ons baie keer vergeet van mense. Leef buitekant. Wees liewer met die minste, sodat die ander meer kan wees. Niemand moet net aan homself dink nie. Elkeen moet ook in die ander om hom dink. Julle moet Christus se voorbeeld volg.
soos hy oor dinge gedink en gevoel het, so moet julle ook daaroor dink en voel. Laat ek julle duidelik verduidelik wat ek bedoel. Nou ek wil vir jou nou hierso lees en ek kan dit in hierdie Bybel vir jou lees. Filippense hoofstuk 2 en dan gaan ek vir jou lees vanaf vers 5 tot 8. Hy sê hierso: Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat in Christus was. Hy wat in gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees. Wil jy moet mooi hoor. Hy wat in gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees. So Jesus was gelyk aan God, hy is God. In die begin was die woord was by God en die woord was God. Is dit nie so nie? Nou hoor nou mooi. Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan mense gelyk te word. Die gestalte van 'n diensknegt aan te neem. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, die dood van die kruis. Daarom het God hom uitermate verhoog en hom 'n naam gegee bo elke naam, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie wat in die hemel en op die aarde en die wat onder die aarde is. As jy wil verhoog word, word 'n diensknegt. Jesus was 'n diensknegt. God het hom verhoog en 'n naam gegee bo elke naam. Die disippels beklei oor wie is die grootste? Wie is die belangrikste? Jesus gaan haal 'n kind, want hy sê wie is 'n kind kom. So die koninkryk van God nie sien. Moet op 'n plek kom dat ons sê, Here, help my dat ek kan dien. Ek wil amper sê, weet jy wat, kom ons vergeet van aansien en van titels en kom ons begin net mense dien. Kom ons begin weer mense lief kry. Want dis God se koninkryk. Dien sonder erkenning. Ons lewe vandag in 'n wêreld waar niemand iets wil doen as hulle nie erkenning is. Is dit nie so nie? Ek is met jou eerlik, mense wil nie vandag, ek gaan nie goed doen as ek nie gesien word vir dit nie. Niemand sien my raak nie, so ek gaan dit nie doen nie. Dit gaan nie oor of jy raak gesien word of nie, maak 'n verskil. Help mense wat niks kan teruggee nie. Gebruik jou gawes om op te bou. God vertrou meer salwing aan nederige harte toe. Die enigste rede hoekom die dooie die dooie see is. Hy het 'n invloei, maar hy het nie uitvloei nie. Gee my meer, Here, maar die Here vir wat het jy gemaak het wat ek jou gegee het? Punt nommer 7. Hou die vuur, of laat die vuur aanhou brand. Paulus sê vir Timoteus om die gawe aan te blaas. Die salwing moet versorg word. Hoe versorg ek en u die salwing in ons lewe? Deur aanbidding, woordstudie, gemeenskap met die heiliges, gehoorsaamheid, getuienis, wat jy voed groei. Ek wil net hierdie paar punte noem. Aanbidding, woordstudie, gemeenskap met gelowiges, gehoorsaamheid, getuienis. Wat staan in Openbaring 12 vers 11? Hulle het hom oorwin. Wie is die hom? Die duiwel. Deur wat? Deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. Ek het 'n getuienis om te deel. Jesaja 10:27 leer ons dat die juk vernietig word vanweë die salwing. Maar die salwing is iets wat ons besoek nie. Dis iets waarin ons kan leef. Deur naby aan Jesus te bly, te wandel in gehoorsaamheid, heilig te wees, te bid en te vas en te bly onder goddelike gesag. Dis die sleutels. En ek wil vir jou in Matteus hoofstuk 6 die volgende lees. Jesus leer ons om te bid. En ons almal ken die Onse Vader gebed, is dit? Ons almal ken. En Jesus leer ons om te bid. En hy sê in Matteus hoofstuk 6 vers 6. Maar wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer en sluit jou deur. Nou, ons het net in ons huis uitgetrek. My vrou lag nou nog vir my oor hierdie episode nou. Die een kamer is daar, die studeerkamer is in die hoek. En ek sê vir hulle, ek gaan net so 'n bietjie stilte tyd hou. Ek gaan my deur toe maak, kom pla my net bietjie later is of weet of julle kan inkom, weet maar ek sê vir hulle moet my nie kom praat nie, sê dit dringend is nie. Ek het 'n bietjie tyd nodig op my eie. Ek weet nie, 'n sekere uur het bygegaan en Abby kom klop aan die deur. En ek sê kom in, sy sê maar sy kan nie inkom nie. Ek sê wat bedoel jy kan nie inkom nie? Deurshandel het vasgehaak afgebreek en hier sit ek by die binnekant en ek kan nie uitkom. Hulle moes omloop en die skroewe draai vir deur die venster kyk, ons die deur oop, goed so afgeneem. Ek weet ons is kaniere al ons fokke moes.
Ons het seker 'n uur gesukkel vir my om weer uit te kom. Sy staan daar buite en hy, ek het amper gedink aan die brandweer wil iemand om weer te kom uithaal. En ek besef, ek het nou nie bedoel jy moet letterlik in jou kamer gaan en jouself toesluit dat jy nie weer kan uitkom nie, verstaan maar. So dit het met my gebeur en die deur staan nou nog aan die huis wat ek moes afbreek en skop. Maar hoor wat sê hy. Maar wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid. Jou Vader wat in die verborgenhede is, sal jou sien, is. Jou Vader wat in die verborgenhede sien, sal jou in die openbaar vergeld. En as jy bid, gebruik nie 'n ydelle herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink deur hulle baie woorde verhoor sal word. Moenie nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra. Maar so moet julle bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Jy weet jy, toe ek hierdie lees, toe besef ek, gee ons vandag ons daaglikse brood. En ons almal dink as hy praat van daaglikse brood, dan dink ons aan voorsiening. Dit wat ek nodig het vir die dag. My basiese behoeftes. Dis wat ek dink. Ek dink daaglikse brood is dit wat ek nog nodig het om te survive. Reg? Ek dink is deel daarvan. En dis great en is wonderlik, maar daar's 'n diepte hier wat ek dink ons mis. Jesus was versoek deur die Satan. En die Satan sê, maak hierdie brode, of maak hierdie klippe brode. Wat sê Jesus vir hom? Ek sal nie net van brood aanneem nie, maar van elke woord wat God gespreek het. Maar in die Ou Testament het dit so gewerk. God het manna, die kwart uit die hemel uit gereën elke dag. Reg? Hulle moes elke dag gaan optel, nie. Hulle kon nie die vorige dag gaan optel nie. En hulle moes op Saterdag optel vir Sondag ook, as ek dit reg het. Hulle moes elke dag vars manna gaan optel, want hulle kan nie die vorige dag sin gevat het nie. Hierdie daaglikse brood is eintlik die woord wat God vir jou gespreek het in sy teenwoordigheid voordat jou dag begin, sodat jy kan staan met dit wat God jou gegee het. Die daaglikse brood verwys na die woord van God, wat God met jou lewe, my lewe en jou lewe spreek. Nou is my vraag, hoe baie keer het ons daaglikse brood wat ons staande, en het ons vars manna elke dag wat ons by God gaan optel om ons staande te hou. En dis eintlik die probleem, hoekom ons nie kan wandel in die krag van God. Ons gaan kry nie elke dag vars manna in God se teenwoordigheid sodat ons kan staan in dit wat ons moet doen. Dit is baie meer as net 'n basiese behoefte. Dit is baie meer as net God sal voorsien in my behoefte. God sal voorsien. Ek glo God wil hê dit moet met ons goed gaan. God wil hê ons moet gesond wees. Ek glo dit met my hele wese, maar ek en u weet ons lewe in 'n gebroke wêreld. En die feit dat ons in 'n gebroke wêreld lewe, verander niks aan God se goedheid nie, maar daar's 'n plek waarheen ek moet kom om daaglikse brood te gaan optel in die teenwoordigheid van God, en dis om tyd te maak, en dis hoe die salwing vloei. Dis baie dieper as net my behoefte voorsien. Maar ons maak dit behoeftes. God sal nie die behoefte voorsien as jy by hom uitkom. As jy verder lees, hierdie hele stuk in Matteus 6, dan lees hy. Hoor wat sê vers 33. Maar soek eers wat? Die koninkryk van God en sy geregtigheid. Daai koninkryk van God beteken, as jy dit gaan lees, eintlik God se manier van dinge doen. Gaan soek eers God se manier van dinge doen in jou lewe en my lewe, en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Wat se dinge? Wat sal ek eet? Wat sal ek drink? Wat sal ek aantrek? Al hierdie goed sal vir jou bygevoeg word. Kwal julle dis nie oor môre nie, want elke môre sal hom want môre sal hom kwal oor sy eie dinge. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en alles sal vir ons bygevoeg word. Maar dit begin by 'n plek van daaglikse brood. En ek het gekom, weet jy wat, en ek is eerlik, ek moet my sonde bely. In die opsig help die ek sê mense om goed te doen, maar ek doen dit self. Die Here het met my gesê, my kind, weet jy wat, jy om leiding te vat saam met Pastor Henry, moet ek ook kom sê, Here, ek meld aan. Ek gaan my vlees kruisig en ek gaan begin om God te soek in gebed. Want God wil hierdie kerk volmaak. Maar nie net die kerk nie, God wil die gemeenskap aan, want dit gaan nie net oor die kerk nie, dis die gemeenskap hier buite wat God nodig het. En ons wil herlewing sien, ons wil die krag van God sien, ons wil die teenwoordigheid van God sien, ons wil mense getransformeer sien. Ek stap met mense 'n pad wat saam met my ry. En hulle sê vir my, hulle gaan na kerk toe, weet, maar hulle hou van die energie. En ek sê, as dit is al hoekom die kerk toe gaan, maar daar's 'n energie daar om jou lewe op nie getransformeer ons op nie. Jou lewe moet getransformeer word deur die krag van God.
dan is ons suksesvol. En die sukses gaan nie vir ons afhang oor hoeveel mense noodwendig is, maar die sukses gaan afhang. Dis almal wat jy uitstap, 'n disipel van die Here Jesus Christus, wat jou lig laat skyn op buite. Dis vir my die sukses. Nie van sit ons 'n plek vol, want niemand gaan uit buitekant toe maak 'n verskil daar buite nie. Die sukses gaan wees, Here, begin by my, maak my die lig, die sout van hierdie wêreld. En ek wil elkeen vanoggend uitdaag om te sê, en jou is die vermoë om in die salwing van God te wandel. My vraag is begeer jy dit? Dis al wat ek vanoggend weer wil vra. Begeer jy dit? En as jy dit begeer vanoggend, God sal dit vir jou gee. Maar jy moet dit begeer. Jy moet dit in jou hart en honger hê daarvoor. Kom ons gaan die oë sluit en ek gaan vanoggend vir ons bid. My begeerte is net een ding. Ek wil jou inspireer vanoggend. Ek wil jou werklik vanoggend inspireer. Met te soeke na God se teenwoordigheid. Ek wil jou werklik vanoggend inspireer en myself inspireer vanoggend en sê, Here, laat die salwing en u krag vanoggend deur my lewe spoel. Laat die teenwoordigheid vanoggend Here my lewe transformeer. Hemelse Vader, ons raak vanoggend net vir 'n oomblik stil vir u. Ons raak vanoggend net vir 'n oomblik, Here, bewus van u teenwoordigheid. Ons raak vanoggend bewus, Here, dat miskien is jy vir iemand vanoggend, Here, wat dalk juk in hulle lewe het, of wat voel die lewe is te veel, of die lewe druk, of ek het nie die antwoord. So dalk iemand vanoggend, Here, en hulle wonder, ek sien nie die pad vorentoe nie, ek weet nie, my lewe voel nie op 'n plek dat u my kan gebruik nie. En ek bid vanoggend, Here, dat u salwing die juk sal vernietig. Here, u woord verklaar vir hierdie doel, het die Seun van God verskyn om die werke van die duiwel te vernietig. Here, ons verklaar vanoggend die werke van die duiwel is vernietig. Ons wil dit afdwingbaar maak, Here, deur in daai autoriteit te wandel en met daai autoriteit te leef. En my gebed is vanoggend, Vader, dat u by elkeen sal stil staan. Here, dat u by elkeen vanoggend, Here, 'n nuwe passie, 'n nuwe vuur, 'n nuwe ywer, 'n nuwe energie sal opdag. Here, dis winter, ons voel moeg, ons kan nie, dis swaar om op te staan, Here, en ons voel siek en ons weet nie, Here, maar ek wil vanoggend bid, dat u ons die krag sal gee, liggame sal krag gee. Hier is vanoggend mense wat moeg is. Hier is vanoggend mense wat voel die lewe druk. Hier is vanoggend mense wat voel, ek weet nie wat ek kan doen, Here, maar ek wil bid vanoggend, dat u, die salwing van die Gees, daai juk sal afval, Here, en net die teenwoordigheid tasbaar op hulle sal neerreën, dat hulle sal weet as God vir hulle is, wie kan teen hulle wees, Hemelse Vader. Here, ek kom vanoggend en ek wil bid, Here, dat die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Here, ons het vanoggend gehoor, ons moet op u wag, vir nuwe brood, vir nuwe aanraking. En in ons besige lewe, Here, moet ek erken, ek bely dat ons nie op die plek is waar ons moet wees nie. Maar help ons om op te offer, Here, sodat, want dis nie opoffering nie, want ons is lief vir u. Ons is lief vir u. En ons erken vanoggend, sonder u kan ons niks doen nie, maar met u is ons tot alles in staat. En ek wil vanoggend bid, Here, dat u mense tot hierdie gemeente sal stuur. Ek wil vanoggend siele inroep van die ooste, van die weste, van die noorde, van die suide. Ek wil bid, Here, dat mense sal kom nie op grond van wie is nie, maar op grond van u wat in ons midde is, Vader. En ek wil vanoggend bid, Here, dat ons sal deurbreek in 'n dimensie van krag, deurbreek in 'n dimensie van heerlikheid, deurbreek, Vader, in 'n dimensie van oorwinning, deurbreek, Vader, in 'n dimensie, Here, waar ons sal wandel in autoriteit, wat u wil ons moet wandel, Vader. Ek wil bid, gee ons liggame krag, gee ons, Here, vernuwe ons denke, hernie ons in ons binneste mens, dat strome van lewende water uit ons binneste sal vloei, soos nog nooit van tevore nie, Vader. Ek wil vanoggend bid dat u ons sal opwek in ons gees, Here, opnuut. Here, maar dat ons hier sout in die lig sal wees, dat mense na ons kyk, sodat hulle sê, ek sien Jesus. Ek sien Jesus in jou lewe. Ek ervaar Jesus in jou lewe. En Here, partykeer voel ons so, ek kan nie. Dan wil ek vanoggend bid. Ons kan nie, maar u kan. Ons is swak, maar u sterk. En ons plaas vanoggend ons swak kant in u sterk kant, Here. En ek wil vanoggend bid, Here. Die soete Heilige Gees vanoggend, Here, elkeen by die hand sal vat. Dat die elkeen vanoggend, Here, sal doop met vuur. Maar u die laste sal afval vandag. Die trane sal afdroog. En 'n nuwe hoop sal gee.
dankie daarvoor. Ons loof U. Ons prys U daarvoor. In Jesus se naam alleen. Amen. Here seën julle. Mag julle 'n wonderlike en 'n geseënde week en dag beleef.